Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 9 November. Stel die verbond eerste. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie en u woord te kan bestudeer. Seën asseblief vir die woorde, ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 5 vers 1 tot 7. Waarom het die Here op hierdie tydstip van die verowering van Kanaan vir Josua beveel om die tweede geslag Israeliete te besny? Ons lees Josua 5 vers 1 tot 7. En toe al die konings van die Amoriete wat aanderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorheide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op die pad in die woestyn gesterwe, op hul trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hul seuns gestel. Die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. Josua 5 vers 1 tot 7. Kanaan is verken en die spioene het teruggekeer met hul bemoedigende verslag, waarna die volk op 'n wonderbaarlike wyse deur die Jordaanrivier getrek het. Dit skep momentum en gevolglik die verwagting dat die Israeliete en die Kanaaniete mekaar dadelik die stryd sou aansê. Tog word iets anders eerste gestel bo die militêre onderneming: Israel se verbond met God. Voor daardie gewapende konfrontasie om Kanaan in besit te neem, moes die nuwe geslag eers begryp wat die aard van hul spesiale verhouding met God is, die een aan wie al die grond behoort. Die hernuwing van die verbond as gedenkteken tussen God en sy volk is om dankie te sê dat hy hulle deur sy groote genade en op 'n wonderbaarlike wyse deur die Jordaanrivier tot in die beloofde land gelei het. Die verbond wat ons as gelowiges met God het, behoort altyd met danksegging vir die dinge wat hy reeds vir ons vermag het, begroet te word, en nie as 'n poging om deur middel van 'n wettiese nakoming van sy voorskrifte voordeel daaruit te trek nie. Ongetwyfeld was dit die einste beginsel wat Paulus ook beklemtoon het en wat die duidelikste in sy sendbrief aan die Galasiërs na vore tree. Daarin poog hy om sommige joodsgebore gelowiges tot besinning te bring wat daarop aangedring het dat die nie-Joodse mans as deel van hulle bekering tot die Christelike geloof besny moes word. Israel staan hier op die vooraand van die grootste militêre veldtog in hulle geskiedenis. Dit maak dus sin dat die hele kamp druk besig sou wees om hulle self slaggereed te kry. Dit is presies wat hulle gedoen het, maar nie in die gewone sin van die woord nie. In plaas daarvan om perde op te saal en swaarde te slyp, neem hulle deel aan 'n ritueel wat meerderheid van hul troepe minstens 3 dae lank weerloos sou laat. Hulle doen dit ten einde hul verbondsverhouding met God, die een wat hulle uit Egipte gelei het, te vier. Die vraag is net,
Maar waarom in die stadium van die geveg? Want hulle besef dat die stryd aan God behoort. Dit is hy wat hulle aan die oorwinning en sukses sou skenk. Jesus stel hierdie beginsel effens anders. Let op sy herformulering in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6 vers 33. Met die dringendheid van die magte om belangrike dinge, plaas die alledaagse lewe gewoonlik soveel druk op 'n mens dat ons vergeet om die allerbelangrikste aspek in ons lewens eerste te stel: ons daaglikse toewyding aan Christus. Dink aan die kere wat jy jou stilte tyd met God vanweë belangrike dinge verwaarloos het. Waarom skuif mens dit so maklik op sy? Hoe stry die gelowige teen hierdie swak gewoonte?